het 'n plan gemaak. En hy sê dit gaan geensins deur wetsonderhouding nie. Ek hoef nie die Ou Testamentiese wette te hou om gered te word nie. Hy sê want dis sonder die wet. Al het mense hoe probeer, hulle tekort geskiet, maar God se geregtigheid kom. 'n Geregtigheid wat hy vir mense gaan gee, 'n vryspraak. Hy gaan mense onskuldig verklaar. Hy gaan sê daar's tussen my en jou niks nie. Niks wat skeiding maak nie. Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel en mag hierdie saad vrugbare grond vind. Julle, ons is by 'n preekreeks. Nou ja, liewe gemeente, baie welkom. Is lekker om julle vanmôre te hê en ek wil vanmôre met julle praat uit Romeine 3 en 4. En die tema is vryspraak sonder verdienste, 'n kykie in die wonderlike en liefdevolle hart van God. Nou, ons is besig om op hierdie oomblik deur die boek Romeine te lees hierdie maand. Ons preek Maart en April uit hierdie wonderlike boek uit. En jy kan nog begin, as jy nog nie met Romeine begin het nie, lees maar so 'n halwe hoofstukkie op 'n dag of 'n hoofstuk. Het julle geweet as jy die boek Romeine vat en jy sit hom nou neer, lekker beker koppie koffie met 'n potlood in die hand en jy maak jou Bybel oop of jy lees dit op jou tablet of smartphone, dan kan jy dit in 45 minute rustig deurlees. Maar dan moet jy nie vashou by woorde soos uitverkiesing en daai goed nie, want dan gaan dit lank vat, né? Jy moet net deurlees. Jy kan later by hierdie groot woorde gaan stil staan, maar net deurlees. En dit is hoe die brief oorspronklik geskryf was. Nie dat hy hier 'n stukkie gepreek word en daar 'n versie moet uitgehaal word en dan hier weer 'n dingetjie nie. Onthou, elke boek in die Bybel moet ons eintlik so lees. Jy lees hom eers deur en dan kan jy by versies en hoofstukke en paragrawe gaan stil staan. Anders gaan jy nooit die betekenis van daai vers of daai paragraaf ooit ten volle verstaan, hoe die skrywer dit bedoel het vir sy gehoor toe hy dit vir hulle geskryf het nie. So, gaan hierdie week, maak 'n lekker beker koppie koffie en lees rustig deur die boek Romeine. Rustig, een oggend vroeg of aand laat, maar lees met aandag. En later kan jy gaan stil staan by die onderskeie hoofstukke en paragrawe. Dit beteken baie om hom eers as 'n geheel te lees, want jy kan nou dink as Paulus vir hulle die brief geskryf het daar, en dan sê ons lees vandag die eerste 3 versies, hoekom oor 'n maand terug gaan lees ons die volgende 6. Dit was nie so, en hy het die gemeente laat sit, die ou wat die brief ontvang het, die gemeenteleier, en hy het gesê, sit, Paulus het vir ons 'n brief geskryf, en hy het alles vir hulle deurgelees. En al die brief weer gelees en ek is seker, hulle het later by sekere dele begin stilstaan. Hierdie boek is 'n wonderlike boek. Dis in Grieks geskryf. Nou in die oorspronklike taal, die Koine Grieks wat hulle gepraat het, was soos 'n alledaagse Engels. Dit was net 'n bietjie 'n ryker taal gewees. Dit was nie klassieke Grieks gewees, maar dit was 'n algemene alledaagse Grieks gewees. Want onthou, die mense wat daar in die ver dele van Asië gebly het, kon nie Hebreëus verstaan nie. Hulle het dit nie geskryf nie en hulle het nie geweet wat aangaan nie. So Paulus skryf vir hulle daar in Rome, skryf hy vir hulle in Grieks. Die Ou Testament is in Hebreëus geskrywe. Maar die Nuwe Testament, die enigste boek wat daar dalk 'n ligte aanduiding is wat dalk in Hebreëus kon gewees het, maar is op baie swak getuienis gefundeer, is die boek Matteus, maar dit is 'n swak argument. Hy was ook eers in Grieks geskryf. So al die boeke van die Nuwe Testament is in Koine Grieks geskryf, die alledaagse voertaal van daai dag. Daarom, toe Paulus vir hulle skryf, het hy dadelik begin met die Griekse naam Jesus. Hy het nie begin vir hulle geskryf die Hebreëse naam Yeshua nie. Dis 'n pragtige naam in Hebreëus, né? Maar hy het vir hulle geskryf Jesu Christus. Jesus Christus. En hy het nie met hulle gepraat en wil skryf Yahweh of Elohim sê dit. Hy het dadelik begin met die Here Kurios, Kurios sê dit. En hy het dadelik begin op hulle te sê God sê, Theos sê dit. Hy het nie Hebreëse name vir hulle geskryf nie. Hy het Griekse name vir hulle geskryf, dat almal kan verstaan. Is dit 'n verkeerd as 'n ou uit sy eie vrye keuse sê, ek wil graag sê Yeshua, laat hom dit sê. Maar daar's niks verkeerd om te sê Jesus Christus is my Here. En jy kan ons sê haleluja, prys die Here. Nou ons het nou al oor Romeine 1 en 2 gepreek, en daardie trant van Romeine 1 en 2 gaan aan tot hier by
Romeine 3 vers 20, julle, en jy nou al, julle weet dis soos wanneer om die nuus aan te sit, en jy kry net slegte nuus, julle weet mos, alles is net slegte nuus, en jy sit die nuus af en jy dink, vandag was dit net slegte nuus. Nou, Romeine 1, 2 tot hier by Romeine 3 vers 20 voel omtrent so, jy voel dis net slegte nuus. Wat gaan nie aan? Want jy lees net heeltyd van die toorn van 'n heilige God, wat aan die einde van tyd oor die mensdom uitgegiet gaan word, omdat hulle hom misken het as God, hulle hom nie gedien het nie, hulle hom nie geëer het nie, hulle hom nie gerespekteer het nie, omdat hulle hom nie die middelpunt van hulle lewe gemaak het nie. En jy lees van 'n God wat sy heilige en regverdige, allerverskriklike oordeel oor mense gaan vel, en hulle vir ewigheid sy teenwoordigheid gaan werp en in die helse vuur gooi. Alhoewel die hel nie beskryf word in Romeine nie, maar daar praat van hierdie verwerping wat gaan plaasvind. En ons lees in Romeine 1 tot 3, hoofstuk 3 vers 20 van die hele wêreld is doemwaardig en is strafwaardig voor God. En dan word hierdie oordeel gevel. Daar is niemand wat aan hierdie allerverskriklike oordeel, hierdie heilige oordeel van God gaan ontvlug nie. En God is regverdig. En hy moet oordeel, want anders is hy nie regverdig nie. En dan sien ons dat God hom geopenbaar het hier van hoofstuk 1 tot hoofstuk 3 op 'n paar maniere, en om dit maklik te maak is die 3 C's. Deur creation, deur conscience, jou gewete, en deur commandment. Ons lees dit na die 3. Dis die 3 C's, hoe God hom geopenbaar het aan die mensdom deur al die eeue, en daarom sal niemand sal homself voor God kan verontskuldig en sê ek het nie geweet nie. Ek het geweet nie, want die skepping wys dat God is, dat hy ewig is, en dat hy goddelik is, en dat hy vereer moet word, hy moet gesoek word, hy moet aanbid word, en mense moet alles doen om hom te soek, maar die Bybel sê, mense het dit nie gedoen nie. En dan lees ons ook dat God het 'n gewete in elke mens ingeskape, en sy goddelike beginsels is in ons harte opgeteken. Dit maak nie saak wie hy is nie. Elke mens het op sy harttafel hierdie goddelike gewete ingeskryf. En daarom sê hierdie hoofstukke vir ons, mense weet wanneer hulle verkeerd. Niemand hoef hulle te sê hulle is verkeerd nie. Hulle weet. Diep in jou binnekant, mens, weet jy, ek is besig om te oortree teen 'n heilige God. Al gee jy wat 'n name en probeer jy dit hoe hanteer, daarom sal niemand sonder verontskuldiging wees nie. En dan het die Jode in die Ou Testament die wet ontvang deur Moses, die heilige wet, deur God se vinger self geskryf, die 10 gebooie, en daarby het nog later seremoniële wette gekom en godsdienstige wette en reinheidswette en ordelike wette van hoe die land moet bestuur word en al hierdie wette. En dan sê Paulus vir die ouens, hy sê ouens, julle wat die wet gehaat het, julle het nie eens gedoen nie. So almal wat die skepping openbaring van God gekry het, wat die gewete openbaring van God gekry het, of die duidelike wet openbaring van die Ou Testament gekry het, niemand is sonder skuld nie. So die wet van die Ou Testament is oortree deur die Jode. Daar's niemand ooit wat die wet ten volle gehou het nie. Niemand kon nie. En dan sê Romeine 3 vers 23, maak hy hierdie gevolgtrekking. Julle, ek weet, dis slegte nuus, byt vas, ek moet hier deur. Almal het gesondig. Ek weet ek lyk baie oulik hier voor môre. Kom aan julle, botter kan nie my mond smelt nie. Is dit nie so nie? Maar almal het gesondig. Ek het my geskiedenis van sonde. Jy het jou geskiedenis van sonde. Almal van ons het ons geskiedenis van seker goed wat ons nie oor trots is nie. Waar jy het gevoel het van, ek het oortree teen die heilige God. Ek het oortree die lyne wat hy getrek, ek het buite daai lyne opgetree. Ek het goddeloos opgetree. Almal van ons, die Bybel sê dit, almal. Die ou wat die heiligste lyk onder ons vanmôre, het ergens gesondig. En sonde beteken, die woordjie beteken om
die doel van God te mis, om mis te skiet met 'n pyl en boog. Jy skiet weg, jy's weg van God se doel en plan met jou lewe. Jy het jou eie rigting ingegaan. En dan sê Romeine 3 vers 10, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, niemand nie. Van al die mense wat ooit geleef het, was daar nog nooit 'n regverdige mens nie. En Romeine 3 vers 19 sê dan so duidelik, en die hele wêreld is voor God doemwaardig of strafwaardig. Nou as die brief hier moes stop, julle, dit sou allerverskriklik gewees het. Maar weet julle, ek en jy moet op hierdie punt kom. Anders kan ons nooit regtig tot bekering kom nie. As ek en jy nie op hierdie punt kom en besef, ek is 'n mens wat onder God se oordeel is en ek is vir ewig verlore nie, dan sal ek nie die nodigheid daarvan insien om my te bekeer tot 'n heilige God nie. En ek staan onder sy oordeel en sy toorn kom aan die einde van die tyd en dit gaan met geweld oor my uitgegiet word omdat ek sy heiligheid aangetast het. En ek, die ergste van alles, het dit ten volle verdien. Ek het dit verdien. Ek verdien dit om deur hom weggewerk te word. En die ergste is, alle mense is in hierdie toestand, nie net ek en jy nie, alle mense is in hierdie toestand. En niemand is nog so ooit deur God beïndruk dat God gesê het, "Jo, maar jy's 'n oulike ou. Ek sien jy het so mooi geleef en jy was 'n baie besondere mens. Jy het jou lewe uitgegiet vir mense en jy was so oulike mens en ek dink jy verdien die hemel. Jy was so oulik dat jy die hemel verdien nie." Nog geen mens kon op hierdie manier God se guns of liefde verdien nie. Niemand nie. So ek en jy kort goeie nuus. Ons beste poging skiet tekort. Ons is in hierdie situasie, so ek en jy kort goeie nuus. En dit is Romeine 3 en 4 wat hierdie glorieryke nuus vir ons bring. Dis amper soos die eerste keer toe ek die Drakensberge daar by die kettingleer opgeklim het. Saam met ons stapgroep in die kerk. En ek het daar gaan staan na bo. Daar by die amfitheater en ek het so afgekyk. Dit het my asem weggeslaan om op bo te staan. Tannie Poppie was amper 80 jaar toe sy saam met ons daai kettingleer op. Onthou Tannie Poppie. Dit was ongelooflik geweest. En dis hoe hierdie hoofstukke vir my gevoel het, toe ek dit nou weer hierdie week lees. Dit het my gevoel, ek staan daarbo by Mont Exodus en ek kyk so af. En ek sien die heerlikheid en die grootheid. Ek dink dit is so 'n ou voel wat die top van Everest bereik het en oor alles kyk. En hy die Himalaya gebergte se hoogste piek bereik, die wêreld se hoogste piek. En hy kyk en hy sien, en hierdie stuk wys ons hoe verlore ons is, maar aan die ander kant wys dit vir ons hoe wonderlik ons hemelse Vader is en hoe liefdevol hy is. En dan skielik hier by hoofstuk 3 vers 21 begin die trant te draai. Dan staan daar, maar nou is die geregtigheid, die vryspraak is 'n wisselwoord of die vryskelding of die onskuldig verklaring van God geopenbaar sonder die wet. Terwyl die wet en die profete die Ou Testament daarvan getuig. Hy sê, daar's iets geopenbaar wat julle moet weet. Dis asof Paulus opgewonde is. Hy skryf daai maar nou met sulke hoofletters. Hy sê, maar nou. Hy sê, dis slegte nuus hierdie. Maar nou moet julle oplet in die klas. Hierdie is iets groot wat gebeur. Hy sê, ek het nou vir julle beskryf dat almal onder die toorn en die wraak en die oordeel van God is. Maar God het 'n plan gemaak. Hy moet straf want hy's regverdig. Maar God het 'n plan gemaak. En hy sê dit gaan geensins deur wetsonderhouding nie. Ek hoef nie die Ou Testamentiese wette te hou om gered te word nie. Hy sê want dis sonder die wet. Sonder die wet. Dis sonder my eie poging. En julle weet, hy skryf hier die hele Ou Testament getuig. Dit wys heen, dit roep uit, daar kom 'n verlosser, daar kom 'n Jesus wat alles gaan nuut maak en daar's vergifnis van sonde in hom en regverdigmaking in hom en vryspraak en deur hom kan ons onskuldig verklaar word van al ons skuld voor God. Want sien, ek kan nie kompenseer vir my skuld en net 'n bietjie meer goed doen aan hierdie kant van die skaal. En ek weet my sleg doen was so, maar my goed doen is dan so hoog. My sleg doen was bietjie minder as my goed doen en eintlik verdien ek dan die hemel. Dit werk nie so by God nie. Want sien, God moet in sy regverdigheid handel met sonde. Hy sien nie een sonde oor nie. Hy kan nie, want hy's regverdig. God kan nie die kleinste leentjie wat ek vertel het oorsien nie.
God kan nie die klein onrein gedagte wat ek bedink het en dalk opgereageer het, net oorsien nie. God kan nie my harde woorde teen my vrou net oorsien nie. God kan nie die skinder wat ek gedoen het net oorsien nie. Dit moet gestraf word, want hy is 'n regverdige God. Dit moet gestraf word, dit moet wreed gestraf word, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n geregtige God. Maar nou getuig die hele Ou Testament, die wette en die profete getuig, daar kom 'n Jesus, en hy gaan alles verander. Daar gaan 'n geregtigheid van God geopenbaar word. Al het mense hoe probeer, hulle tekort geskiet, maar God se geregtigheid kom. 'n Geregtigheid wat hy vir mense gaan gee, 'n vryspraak. Hy gaan mense onskuldig verklaar. Hy gaan sê, daar's tussen my en jou niks nie. Niks wat skeiding maak nie. En die hele Ou Testament getuig van Jesus, en in Genesis, onthou julle mos, is hy die saad van die vrou, wat die slang se kop gaan vermorsel. Hy is die ram wat in Isak se plek geoffer word. En Eksodus is hy die paaslam en die sondeoffer, né? Levitikus is hy die hoëpriester, en Numeri is hy die verhoogde koperslang wat opgelig word. In Deuteronomium is hy die profeet soos Moses. In Joshua is hy die leier wat die volk in die beloofde land in die hemel inlei. In Rigters is hy die ware rigter en leier, die verlosser. In Rut is hy die losser wat die erfdeel terugkoop. In Samuel is hy die ware koning. In 1 en 2 Konings en Kronieke is hy die koning van die konings, en in Esdra en Nehemia is hy die bouer van die tempel, en in Ester is hy die verlosser van sy volk, en in Job is hy die lewende verlosser, waar Job uitroep, ek weet my verlosser lewe. En in Psalms is hy die gesalfde koning, die goeie herder. En in Spreuke is hy die wysheid van God, en Prediker is hy die doel van die lewe, die vreugde van die lewe. In Hooglied is hy die bruidegom wat die bruid liefhet. In Jesaja is hy Immanuel, God met ons, die lydende knegg. In Jeremia is hy die Here ons geregtigheid. In Klaagliedere is hy die man van smart. In Esegiel is hy die goeie herder. In Daniël is hy die seun van die mens, die 4de een in die 4 oond. En in Hosea is hy die hersteller. In Joël die gesalfde een. In Micha die komende koning. En in Sagaria die regverdige tak. Kan ons Jesus loof? In die Ou Testament wys jy na Jesus, dat ons deur geloof in hom geregverdig word. Daarom sê Romeine 3 vers 22, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus. Christus vir almal en oor almal, want daar is geen onderskeid nie. Hy sê, is nie nou net meer vir die Jode en die ouens, is nou vir almal. En ek, wat 'n heiden is, moet deur Jesus Christus na die Vader toe gaan. En 'n Jood, al is hy biologiese afkoms van Abraham, is verlore soos enige ander ou in Indië wat 'n Boeddha beeld aanbid. Al werk God deur sy beloftes nog in hulle lewe, maar as hulle verlore soos enige ander ou verlore is, hulle biologiese afkoms red hulle geensins nie. Dis vir ewig verby. Hulle moet deur die hek gaan. Die weg, die waarheid en die lewe. 'n Jood word nie anderster gered as 'n Suid-Afrikaner en 'n Indiër en 'n Chinees nie. Daar is net een weg, en sy naam is Jesus Christus. Kan nog amen sê. Jy weet, die Ou Testamente wette is wonderlike goed, Ou Testamentiese wette, maar dis soos 'n badkamerskaal. Jy het hom op 'n skaal en jy sê, okay. Jy weet, ek en badkamerskaals, vyande. Ek klim op hy ding nie. Dis 'n bose ding. Ek dink in my lewe was ek vir 3 weke bly oor 'n badkamerskaal. Die res van my lewe was ek ongelukkig oor 'n badkamerskaal, okay. Maar dis die Ou Testament wys jou net waar is jou foute. Maar ek kan jou nie maar maak nie. Net Jesus kan ons verlos. Die Ou Testament is 'n badkamerskaal. Maar net Jesus kan jou red wanneer jy in hom glo. Wat 'n prys het die Vader nie betaal nie, het sy seun gegee om op Golgotha se heuwel vir ons te sterf. Daarom die Jood, die Moslim, die Boeddhis, die Ateïs, die Godloner, die voorvader aanbidder, die Satanis, kom almal net op een manier by God die Vader uit.
Dis deur geloof in Jesus Christus. Julle, ek voel lus om haleluja in hierdie kerk te skree vanmôre. Haleluja! Vers 24, en hulle word deur sy genade, daar's hy woordjie. Julle, dis asof God die Vader se hart so vir ons oopmaak vanmôre. Jy ook al met iemand gekuier en jy ken die ou nou al 10 jaar of 15 jaar en eendag het julle hierdie persoonlike gesprek oor 'n koppie koffie. En hierdie ou wys so 'n bietjie van sy hart vir jou, wat hy doen en wie hy is. En jy dink ek het nog nooit jou hart raak gesien. Ek het jou gesien, maar ek het nog nooit jou hart raak gesien nie. Maar vanmôre wil die Here vir jou sê, sien my hart raak. Jy verdien my oordeel. Jy verdien my wraak. Jy verdien my toorn. Want ek is 'n geregtige God. Jy het my heiligheid aangetas. Jy, ja jy. Maar sê, luister, vers 24. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, onskuldig verklaar deur die verlossing wat alleen in Christus Jesus is. Julle weet, daar's baie mense wat sê daar's baie pad baie na God toe. Solank jy net opreg 'n moslim was en jy was opreg in jou Joodse godsdiens en jy daar voor die muur gestaan en alles, jy het dit net opreg gedoen, dan gaan God jou in sy hemel toelaat. Ja. Ja. Daar's net een weg. Want anders is dit wat op Golgotha se heuwel gebeur het, totaal tydmors. Dan is dit bloedmors. Daar's net een ding wat sonde weg was. Dis die bloed van Jesus Christus. En hoekom dit met my en jou gebeur, ek weet nie. Al wat ek nie weet is, ons is begenadig. Ons is begenadig. Daarom sê vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy ons sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig kan maak wie uit die geloof in Jesus Christus is. God het, hulle praat van die goddelike dilemma gesit. Hy's regverdig en hy's liefdevol. En volgens sy geregtigheid moet hy straf. Hy kan nie een sonde van my oorsien nie, nie een nie. Hy kan nie, hy's God. Hy kan nie teen sy geregtigheid optree nie. Maar aan die ander kant is hy liefde. En hy wil my red. En hy het sy seun gestuur, die volmaakte mens. God en mens, volkome. And Jesus paid it all. Jesus paid it all. Vir my, ek het dit nie verdien nie, dis die punt. Verdien, dis hy wat dit verdien het. En ons word geregverdig, sê vers 27, waar is dan die roem? Dit is uitgesluit. Deur watter wet? Van die werke, wat het ek en jy gedoen om dit te verdien? Nee, maar deur die wet van die geloof. Jy sien, baie mense probeer goed wees en God beïndruk. Hulle het 'n prestasiegerigte redding. Ek en jy kan nie presteer om God se redding te verdien nie. Dis amper soos daai dingetjie wat jy in die yskas plak met die sterretjies. Jy weet mos as jy die kinders sê, jy die speelgoed optel, sterretjie. Jy die bad uit was, sterretjie. Jy die bed opmaak, sterretjie. As jy help stofsuig, 3 sterretjies. As jy pa se kar was, 5 sterre. Okay. En ons het hierdie sterretjies. En ons dink as ek net genoeg sterretjies bymekaar kan maak, dan God my in sy hemel toelaat. Daar's net een ster. Sy naam is Jesus. En geloof in hom maak dat ek vrygespreek en regverdig word en in 'n verhouding met hom staan.
wat is die resultaat van al hierdie goed wat ons nou oor praat? Nommer 1 is 'n verhouding. Julle sien, ons het nie 'n onpersoonlike godsdiens van ek hou sekere reëls en wette en regulasies en ek pas hierdie goed toe en ek loop heeldag my boekie om te kyk dat ander dit ook doen nie. Hierdie hele vryspraak wat ek ontvang het, die vergifnis in Christus, dat my sonde weggewas is en dat ek 'n kind van God kan wees nou, sonder skuld. Julle, ek skuld God niks. Jesus het die skuld betaal. Halleluja. Nou word ek geroep na 'n verhouding met my hemelse Vader. Daarom godsdiens kan baie keer die vyand raak van verhouding. Want godsdiens is hierdie ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen. En as ek my net genoeg regmerkies gee, dan voel ek so goed voor die Here. Ons gaan nou praat oor gehoorsaamheid in die plek daarvan. Maar in die eerste plek is dit ek is geroep tot 'n verhouding. Daarom wil die Here so graag in die oggend jou stem hoor as jy wakker word. Hy wil nie kyk hoe jy klomp reëls hou nie. Hy wil tyd met jou spandeer. Want hy het jou gered tot 'n verhouding. Vanmôre wat ons hier beleef is 'n verhouding. Jesus is in ons midde hier. Sy Heilige Gees is hierso. Alles is 'n verhouding. En uit die verhouding uit wil ek hom nou gehoorsaam. En wil ek, hy het my geregtigheid vryspraak, hy het my sonde skuld weggewas. Nou uit hierdie verhouding uit wil ek nou mooi leef, wil ek heilig leef. Dis nie meer wette nie, dit gaan oor 'n verhouding wat ek nie wil seermaak nie. Ek het hom te lief, hy het my so lief, hy het sy alles vir my gegee. En uit hierdie ongelooflike diep verhouding wil ek hom gehoorsaam en ek wil hom prys en ek wil hom loof en ek wil hom bly maak. En as ek fouteer en ek gee 'n trekkie terug en ek gaan agteruit en ek sondig, dan sê ek nee, ek wil nie hier wees nie, duisternis nie. En ek hardloop terug, sê Jesus vergewe my, ek sê so Here. Daai is 'n aaklige plek, is die plek van die duiwel. En jy hardloop terug in sy arms. Want geloof is om vas te hou, is om naby te wees. En dan sien ons dat geregtigheid is nooit 'n iets wat ek kry nie. Dis die fout wat ons maak sien. Ek dink wanneer God my vryspraak sê ek het geregtigheid ontvang in die Here en ek het hierdie status van geregtigheid. Jesus is die geregtigheid van God. En alleen wanneer ek by Jesus ingeskakel is, het ek die geregtigheid van God. Daar's net een geregtige en sy naam is Jesus. En deur my geloof inskakeling by hom, word ek vrygespreek, word ek 'n kind van God. Dis nie iets wat ek kry nie. Geregtigheid is nie iets wat ek kry nie. Geregtigheid is iemand saam met wie ek leef. Jy kan haleluja sê vandag. Dis nie iets wat ek kry nie, is om saam deur die geloof met Jesus te leef, by hom ingeskakel te wees. Ons het nie 'n onpersoonlike Christendom nie. Want ek doen net 'n klomp goed wat reg is en ek praat nooit met die Here nie en ek hoor nooit sy stem nie en ek beleef nooit sy teenwoordigheid nie en sy Heilige Gees raak nooit oor my vaardig nie. Dis godsdiens. Maar verhouding is om die Here in jou lewe te beleef. Dis iets baie persoonlik. Dis 'n lewende kontak met die lewende Christus. Amen. En nou ek is nie gered as gevolg van gehoorsaamheid nie, maar ek is gered tot gehoorsaamheid aan Jesus. Want ek wil nou, is my lekker. En as ek faal, en ek sê ja vir die duiwel, en ek sê ja vir versoeking, en ek tree buite die wil van die Heilige Gees op, dan hardloop ek terug na Jesus toe. Ek sê, reinig my Here. U wil nie ek moet hierdie hart hê nie. U wil nie ek moet hierdie gedragspatrone in my lewe hê nie, want u het my vrygespreek, my van sonde skuld vrygespreek. Hoekom sal ek nou dit doen waarvan u my vrygespreek het? Ek wil dit nie meer doen nie, ek wil nie dit moet tussen my en u, Here, steurnis veroorsaak nie. En dan die laaste 2 minute wil ek met jou praat oor Abraham uit Romeine 4. Ons lees Abraham, hy kry die belofte, hy is 75 jaar oud, Sarah is ook al 'n ou tannie. En die Here sê, julle gaan 'n babietjie hê. En is hulle moeilik om hierdie ding te vat. En uiteindelik lees ons in Romeine 4 vers 17. Daar staan, die Here sê vir Abraham, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God en weggeglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. En Abraham glo,
Lang voordat daar 'n wet was, lang voor die besnydenis, glo hy in God, sê die Bybel, en dit word hom as geregtigheid gereken. Hy het nie klomp regmerkies gehad, toe sê God, ek hou van Abraham. Ek dink ek moet Abraham kies. Abraham is die man, hy is die ou wat ek moet kies nie. Nee, die Bybel sê, God het na hom toe gekom en Abraham het geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. En hy glo die belofte van Isak en hy glo dat God in sy lewe gaan werk en God begin kragtig in sy lewe te werk. En dan lees ons in vers 18, hy het teen hoop op hoop geglo dat hy die vader van baie volke sou word. Al was sy liggaam oud, al was hy amper 100 jaar oud. En dan staan daar, en sonder om te verswak in die geloof, het hy net aanhou glo. En vers 20, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En dan vers 21 wat natuurlik, dis die punchline. Hy was ten volle oortuig dat hy het ook mag om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom tot geregtigheid gereken. Nie omdat hy eers al die wette gehou het en besny was, al daai goed nie, nee. Lang voor dit, daar was net uitvloeisels van 'n verhouding wat hy met God deur geloof gevestig het. Ons ontvang geregtigheid deur geloof. En jy's vas oortuig. Die duiwel kom baie keer en druk op jou en sê, jy, ek ken jou. Ek weet wie jy is, jy kan vir almal jok. Kan nie vir my jok nie. Ek was daar. Ek het gesien wat jy gedoen het. En dan begin jy twyfel, is ek regtig die geregtigheid van God in Christus? Maar hierso staan, Abraham was ten volle oortuig. En ek en jy kan vandag ten volle oortuig wees van die volkome werk van Jesus Christus, die lam van God op die kruis van Golgotha. Kan ons halleluja sê? Halleluja! Alle eer kom hom toe. Halleluja en amen. Mag hierdie kragtige woord van Pastor George jou inspireer om die evangelie van Jesus Christus te deel in woord en karakter. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.